prys die Here. Mense gisterand lê ek so bietjie met die reën en die donder weer wat geslaan en ek deel my hart met die Here. Nou Louisa weet, ek sukkel om aan die slaap te raak en dan om afleiding te kry, dan sal ek nou net 'n kort storie kyk totdat ek moeg is of net iets luister. En met eers kom die gedagte op. En ek wil dit graag deel met jou. God het 'n besigheid. Jy is sy produk. Luister wat ek sê. Jy is sy produk. Die wins wat die Here maak, is dit laag, lou, of glad nie, of is dit baie? Jy moet nie sê dit is baie nie, jou attitude wys vanoggend. Wat is die winsgrens? Hoe het jy God aanbid? Het jy stil gesit, wêreld bekyk? Het jy soos 'n standbeeld gestaan? Dan moet jy weet, jy's 'n lou kos. Jy's lou. Jy het geen waarde nie. As die Here jou op die weegskaal sit, hy het 'n koning daarop gesit. Jonathan trek op sy rapsie terug. Toe sê hy vir die koning, jy's te lig bevind. So ek vra jou vanoggend, jou waarde, 2026 lê voor. Hoe lig jou waarde hierdie jaar vir die Here? Hoe profitable is jy vanoggend? Kom aan mense, dis 'n gedagte wat ek deel met jou vanoggend. Dit gisteraan, dit is die hele tyd in my hart. Om die Here te loof en te prys. Was dit alles in oorvloed? Want dit gaan bepaal hoe waardevol jy is. So wel 'n gedagte, né? Iets om aan te dink. Net kan. Maar moenie mense op Facebook vertel nie, ek sal. Amen. En daai see wat ons gesien het, is in Boksburg gewees. Op daai een som. Okay, maar dan my strein sees in Boksburg. Halleluja. Prys die Here. Maar ek gaan met ons toe by dan sien vat, laat ek dit kan gaan sien. Dankie Jonathan. Ek sal die kaart met ons sponsor. Yes, die klok is baie beter, ek moet sê, en dan volgende kan ek voel ons kan preek, ek kan voel die Gees vol bly. Nou 2026 lê voor en ons almal, verlede week het ek met jou geëindig met die gedagtes wat die Here vir ons sê. Jeremia 29 vers 11, 12, 13, 14 wat ek verlede week op geëindig het, né? Nou gaan ek aan, want die Here sê hy gee vir ons 'n hoopvolle toekoms. Gedagtes nie van onheil nie. Laat dit goed met ons moet gaan. Wat kom short? Ons geloof. Ons staan in die begin van die nuwe jaar. Here, gee my uitdagings vir hierdie jaar. Ek sien uit daarna. Wie sien uit daarna sy uitdagings? Die Here gaan vir jou uitdagings gee, my broer, my suster. Jy moet nie gaan staan en huil en dikbek word nie. Jy het gesê, Here, stuur dit vir my. En die Here gaan vir ons stuur, want hy gaan ons beproef, want hy wil ons sterk maak. Maar ek en jy moet sterk wees. Kom ons gaan gou na die boeke van Johannes toe. Nou, almal ken oom Johannes. Okay, ek sal nie sê oom nie, die 4de boek van Johannes. Die 4de boek in die Nuwe Testament. Okay, Johannes, wat sê suster? 14. Okay, dankie. Sy praat al saam met my. Halleluja. Johannes 14 vers 6. En die woord sê vir ons so duidelik. Jesus antwoord hom. Ek is die waarheid. Kom ons begin weer.
Jesus antwoord hom, ek is die ek kan bietjie harder, kom, hulle het gesê, sing bietjie harder, kom man. Ek is die Lewe. Daar sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En ons kan hierdie jaar ingaan, Jolien, ons gaan hierdie jaar ingaan. Ons gaan ingaan met 'n verwagting, want die Here is die weg, die waarheid en die lewe. Jy's reg. En dit is amazing, maar die vers gaan verder. Hy sê ook vir ons verder, sê vir ons, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Hoe gaan jy by die Vader uitkom? Deur die woord. Okay. Nou hierdie jaar het ons nou uitdagings wat gaan voorlê. En ons gaan op die woord vertrou, want ons wil by God uitkom. Want ons hoop is in die Here. Maar die woord sê uitdruklik vir ons, kyk gou na hoofstuk 6 vers 63. Van Johannes. Ja, so ons bly in die boeke van Johannes. Ons gaan nou change. Hy sê daarso, ek sal dit hard lees sodat julle kan verstaan. Okay, daar sê. Dit is die gees wat lewe maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en dit is lewe. So nou wat kies ons nou vir hierdie jaar? Wat kies ons vir hierdie jaar? Lewe. Wat kies ons vir hierdie jaar? Lewe, ons kies die lewe wat die Here spreek. Want ons vertrou dat hy die waarheid is, dat hy die weg is en die lewe is. Ons vertrou dat omstandighede gaan verander. Ons vertrou dat dinge gaan groter raak. Ons vertrou dat die Here saam met ons gaan. Ons vertrou dat die Here se hand oor ons gaan wees. Ons vertrou sy beskerming. Ons vertrou sy genesing. Ons vertrou dat die Here groot dinge gaan doen in ons city. He's going to turn it upside down. Yes, ons vertrou dat die Here groot dinge in ons land gaan doen. Dat die tieners kan begin beweeg. Ek sal nou nie die naam noem nie. Oor hulle lag ons. Ja, ek het dit oor hulle genoem. Okay. Maar laat ons tieners al begin beweeg. Dat ons mense vier in ons hart. Laat ons 'n bietjie harder sal sing wanneer ons sing. Wanneer ons sing, dat ons uit die as uit sal opstaan. Ons nuwe hoop sal vind. Want die Here is die weg. Hy is die waarheid. En hy is die lewe. In Jesus naam. In Jesus naam. Draai weer vas klein bietjie af. Prys die Here. Gloria Halleluja. Peter, dit klink nou 'n bietjie beter. Prys, dankie John. Maar ek kom net nog so op sy af. Jy kan hy bas nog 'n bietjie aftrek. Hy's nog so effentjies. Dankie seun. Ons is besig om my kant te stel. Halleluja. Maar nou sê die Here ook vir ons vir hierdie jaar. Jesaja. Weet jy wat is Jesaja? Is in die Bybel. Jesaja 55, dankie Here. Jesaja 55. En ons gaan net na die vers toe wat net na 10 is. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So hierdie jaar wil ek voorspoed. Hierdie jaar wil ek die seëninge van die Here hê. Hierdie jaar wil ek geseënd wees. Ek wil geseënd wees in die veld en ek wil geseënd wees in die stad. Ek wil geseënd wees wat ek doen. Ek wil geseënd wees wanneer ons bak.
Ek wil geseënd wees wanneer ons projekte aanpak. Ek wil geseënd wees wanneer die tieners begin. Ek wil geseënd wees wanneer ons die kerkdienste begin. Ek wil geseënd wees wanneer ons die Here loof en prys. Ek wil geseënd wees waar ek ook al, want hulle moet my noem die geseënde van die Here. Amen. As kies? 11. 1 net voor 11. 12. Nee, wat in die middel is van 10 en 12. Prys die Here. Ja, Johnny. Okay, sê Here dit nou. Ek lyk al die kind te terg. Prys die Here. Maar ek moet 'n verwagting hê. En dit kom nou terug na wat ek jou gesê het voor te begin preek het. Die waarde wat jy het. Volgens hoe waardevol is jy? Die winsgrens wat jy vir God bepaal, of wat jy vir God is dit groot, is dit bietjie, of is dit niks? Jou attitude wys dit, jou gedrag wys dit, jou aanbidding wys dit, jou loof en prys wys dit, die verheerliking van die Here wys dit. Want die Bybel sê, niks mag meer belangriker wees as God. En dan sê die skrifte vir ons, en ek het dit al gegee. Hy sê dit in die 10 commandments, dit beteken die 10 gebooie, dis in Exodus 20, ek sê jaloerse God. Ek sê jaloerse God. Jy's myne, sê die Here. So, as ek aan God behoort, ek sy oogappel is, kan ek hierdie jaar ingaan met groot vreugde, groot aanvaring. Kom ons begin preek. Hy was net die ene. Amen. Ja, Here, hierdie brol wat net twee kante toe kyk. Kom ons gaan gou na die boeke van John het gelees. Okay, Deuteronomium. Dis net na Openbaring. Okay, almal sê ja. Nee, dis reg. Deuteronomium 4. Dis voor in die Bybel. 29. Hierdie jaar het die Here vir ons dinge instoor. Hy sê sy woorde sal nie, maar sal voorspoedig wees. Hy sê hy sal saam met ons wees. Hy sê hy sal vir ons 'n God wees. Nou luister hier, wat sê die skrif? Die skrif sê vir ons hierso in Deuteronomium 4 vers 28, 29. Okay, 28 sê daar's okay, nee, ekskuus, 29. Dan sê julle daarvan die Here julle God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. So hoe gaan ons hierdie jaar die Here vind? Ons gaan die Here soek met ons en julle siel. Yes, ons moet opgewonde wees om God te kan vind en te sê, Here, hier is hy, hier is die kind. Here, ek wil U dien. Here, ek wil U loof. Ek wil my halleluja's reis. Die Engelse sê, reis jou halleluja's. Ek wil skree, ek wil jubel, ek wil juig, ek wil uit die stof uit opstaan. Ek wil hierdie jaar ingaan met groot vreugde. Dit maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Ek sou oorwinnaar. Wat die woord van die Here sê, sy woord sal uitgaan en voorspoedig wees. So ek sal voorspoedig wees in hierdie jaar. Dit sal die jaar van die Here wees. Dit sal die jaar wees wat die Here gaan deurkom vir sy kind. Dit gaan 'n verandering bring in ons land, in ons huise, in ons werksomstandighede. Daar gaan 'n verandering kom. Oh my God, is alive. Die koning leef, man. Ons dien 'n lewendige God. Ons king is alive. Jonathan, our king is alive. Amen. Prys die Here, ek het daarin een aan. En hy is ons pastoor.
Ekskuus. En hy's awesome. En hy is vol stoom. Awesome. Hy is vol stoom ook. Ek stem saam met Jonathan, hy is vol krag. Amen. Ons God is almagtig. So, omstandighede kan verander. Hierdie jaar is my jaar. Amen. Hierdie jaar is die jaar wat die Here sy kinders gaan optel. Hierdie jaar is die jaar wat die Here sy kinders gaan aanraak. Maar ek moet die Here soek met my hele daar sy, met my hele hart en my hele siel. Met my hele hart en my hele siel. En dit bepaal jou waardes. Is jy 'n low-cost produk of is jou waarde hoog vir die Here? Kom ons gaan aan. Jesaja 6:5 65, nee. Vyf en 56. Nee, anders dan. 6:5. 6 en 5. Okay. Ek maak net met Jolene 'n bietjie deur mekaar, maar nie slim nie. Ek laat jou. Maar ek en sy verstaan mekaar. Net Jolene. Vers 24. En hierdie vers kan jy maar vasmaak. Jy moet hom onderstreep in jou boek, in jou Bybel. Jy moet hom onderstreep en daarop staan wanneer jy bid. Noem dit vir die Here, want die woord sê: en voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Terwyl hulle spreek, verhoor ek. Nog voordat jy kan vra, weet God. Hierdie jaar begin nou. En die Here weet, ek vra nou al, Here, laat hierdie jaar voorspoedig wees. Dat hierdie jaar 'n jaar van die Here sal wees. Die Bybel sê die Here verhoor dit. Nog voordat ek vra, nog voordat ek roep. En dan sê die Bybel, daar's 'n waarborg. Hy sê ek verhoor dit. Ek verhoor dit. Maar die Here kan jy nie verhoor as jy hom nie dien nie. En jy moet hom dien met jou hele en jou hele siel. Daar's hy. Jy moet alles vir die Here gee. Hy moet jou kan oplig, hy moet vir jou kan jou sterkte wees, hy moet jou krag wees, hy moet jou kan jou alles wees. Jy moet dit alles vir die Here doen. Amen. Jy doen dit nie vir 'n mens nie, jy doen dit vir God. En dan agter in die Bybel staan daar ook, as jy jou gebede na God toe vat, dan verhoor hy dit. En Jesus self het gesê met Lazarus: Vader, dankie dat jy my altyd verhoor. So ek kan nie met twee gedagtes wandel hierdie jaar nie. Ek kan nie sê die Here gaan nie antwoord, die Here gaan nie deurkom nie. Ek kan dit nie sê nie. Want my God is alive. Jesus het opgestaan. He's a King of kings and the Lord of lords. The King is alive. Het ons dit gesing met Jonathan? We raise our hallelujahs. Kom aan, kom ons stel ons banners op. Kom ons sê, Here, hier's my banner, hier's my hallelujah. Wat het mense gedoen in die hospitaal? Die dokters gee op, die kind is siek. Oor hierdie liedjie van Halleluja, rys jou halleluja. Kyk 'n bietjie na daai video. Waaroor die song gaan. Die niere wil nie eens sy orgaan net gaan staan. Toe begin die kerk die liedjie sing in die kerk en hulle rekord hom. En hulle stuur hom vir hy pa. En hy pa en hy ma staan daar by die kind. En hulle is hardloop uit woorde uit, hulle het nie meer woorde nie. En hulle speel net hy reise halleluja. Hy reise halleluja. Is dit nie Jonathan? Yes, pastor.
Ja, hy het hom vir my gestuur, dus ek op hom vra. En toe wat gebeur? Die Here rig daar die 3-jarige kind en hy weet hy hom. Niere, alles begin weer, alle organe begin weer werk. Hy sê 8 minute lank. Ek sal by die tannie stuur, dan kan die tannie hom share met julle. Maar, we reis een halleluja. Kom ons reis ons hallelujas vir hierdie 2026. Kom ons reis dit, kom, ons moet nie skaam wees nie. En ons moet ook nie fluister. Want die skrif het ons nou net gesê, luister wat sê, is jy nie, voordat hulle roep, nee, daar staan nie fluister, daar staan roep. Voordat hulle, kom ons reis die hallelujas, kom ons rig die hallelujas op vir 2026. Kom ons staan op die woord van die Here, die woord sal nie ons teleurstel. Ek is nie 'n reject. Ek is waardevol. My geloof bepaal die waarde. Want as ek nie glo nie, dan kan ek niks kry nie. Dan kan ek nie iets verwag nie. Maar as ek in hom glo, die Bybel sê, ek kan selfs vir die see sê, ek gaan vir die berg sê, gaan werp jou in die see. Net deur die geloof. Dis waaroor die mosterdsaad gaan. Halleluja. Kom ons gaan aan. Dit raak nou lekker opgewonde hierso. Kyk gou na Filippense. Halleluja, prys die Here. Ek noem al my honde Filippense. Pense mense. As ek hulle begin kos gee, dan sê ek vir hulle, pense mense. Dis goed nou so kyk. Filippense 4. Jy kan hom merk in jou Bybel. Vers 8 en 9. Dis 'n verskriklike mooi gedeelte. Paulus stel dit so mooi vir ons. Hy sê vir ons, verder broeders, alles wat waar is, alles wat egbaar is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Bedink dit. God se woord is alles wat waar is, alles wat loflik is, alles wat goed is. Kom in, Paulus sê, bedink dit. Moenie dink aan jou hoop as nie, man. Staan op. Reis jou halleluja, raak mal en reis jou halleluja, man. Spring op en af as jy moet, man. As jy nie weet hoe nie kom jy so, as jy skop. Maar die Here het my koppie gemaak, hy het my lyfie gemaak, en hy het my voete gegee. Reis jou halleluja, man. Hy reis my halleluja, prys die Here vir 2026. Ek het 'n verwagting vir groot dinge. Net soos die jeug, ek het al so hier en daar dingetjies begin hoor, wat, hulle spring weg. Die planne wat hulle het, maak my meer opgewonde. As enigiets anders. Vers 9 sê vir ons, en wat julle geleer het, en ontvang, en gehoor het, en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Wow, is dit nie 'n groot bemoediging van Paulus nie? Doen dit. Maar bedink wat goed is. Onthou, die Bybel sê ook vir ons, jou woorde het krag. As jy is van daai ander mense, ek weet nie wat noem hulle nie, maar hulle noem hulle self siek.
Ek is siek. Ek is siek. Ek sal siek. Hulle bly net siek. Want dan spreek dit uit. Ek is moedeloos, ek is gedaan. Dis die begin van die jaar. Jy gaan die einde van die jaar nooit sien nie. Want jy roep die dood oor jou uit. Want jy spreek dood oor jou siel uit. Jy is onderstel om opgewonde te wees. Die woord wat uit die mond van die Here uitgaan. Die Here het 'n woord van hoop vir 'n goeie toekoms. Hy het goeie planne vir ons. Dit sal voorspoedig wees waarvoor die Here sy woord stuur. So ek sal geseën wees. So die dag wat die Here gemaak het, sal ek my verbly. Vandag is 'n dag wat die Here gemaak het. Daarin sal ek bly wees. Môre sal ek kan bly wees. Ek sal opgewonde wees. Om my asem te kan haal. Sê 'n bietjie dankie. Wees bly daaroor. As jy volgende kan smile. Ja, Julie. As Julie vir Gerrit kan smile en Gerrit vir Julie sê 'n bietjie dankie. Kinders, klein kinders, sê 'n bietjie dankie. Jou gesondheid, dankie. Moenie alles net van selfsprekend aanneem nie. Maar kom ons sê 'n bietjie dankie. Prys die Here. Paulus sê dit so mooi. Wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het in my gesien het, doen dit. Abraham het dit vir sy kinders gesê, vir Isak. Isak het dit vir Jakob gesê, doen dit. As die Here jou iets sê, doen dit. Moenie terugpraat nie. Moenie gedagtes verander. Doen dit net. Halleluja. Trek alles stiller in die kerk, want 2026 gaan ek nou in met 'n gejoel en 'n gejuig. En ons gaan dans voor die Here. Halleluja. Amen. Prys die Here. Amen. Kom ons kry nog hoop. Ons gaan terug na die Ou Testament toe. Dat ek net voor julle daar wees. Gaan julle nou sê wat spook. Jeremia. Jeremia is net na Jesaja. So as jy by Jesaja kom, dan weet jy het verby gegaan. En as jy verby die eerste hoofstuk is, dan weet jy is so ver verby. Jy moet in die eerste hoofstuk wees. En hierdie jaar gaan ons nie moederloos raak nie, Molly. Hierdie jaar gaan ons nie gedaan raak nie, Jackie. Hierdie jaar gaan ons uitsien. Want luister wat sê die skrif hier. Die skrif sê vir ons in vers 19. Dis die laaste vers van hoofstuk 1. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie. Want ek is met jou, spreek die Here. Omstandighede kan jou vas hê. Mense kan jou sleg sê. Mense kan jou downdruk. Die Bybel sê, die Here sê, hulle sal teen jou veg. Maar hulle sal jou nie. Hy sê jou nie. So, ek sal 'n oorwinnaar wees. Ek sal bereik wat God vir my storie. Daar's 'n doel wat die Here het. Ek is die droom van die Here. Kom, sê dit vir jouself. Jy is die droom van die Here. Jy is die hoofkarakter in sy droom. Daar's nie nog 'n Gerard nie. Daar's een en dit is jy. Daar's nie nog 'n Jolien nie. Daar's nie nog 'n Molly nie. Daar's nie nog 'n Moenie nie. Hy maak dubbels. Nie God nie. God het jou klaar gemaak. Hy hoef nie jou te probeer verander. Hy het jou gemaak, jou geskape soos jy is. En hy weet wat hy in jou kan bereik.
So, as omstandighede teen my is, dit sal veg teen my, sê die Bybel. Maar dit sal my nie. Dit sal my nie. Dit sal my nie oorwin. Dit sal my nie oorwin. So vertel hy omstandighede, jy sal my nie. Julle laasweek het my week voor vertel. Ek vertel my omstandighede. Jy sal my nie oorwin. Want die woord van die Here gee my die reg. Jy sal my nie oorwin nie. Klaar, is 'n uitgemaakte saak. Jy kan kom met wat jy wil. Jy sal my nie oorwin nie. Want die Bybel sê die Here sal my uitred. So, hierdie jaar gaan ons gaan difficult, net soos ek Desember maand, November maand difficult gehad het. Hoeveel reën, ek het nou daar met Jalina oor gepraat. Hoeveel reën daar het ons gehad? Begin Desember toe sê ek, Here, hierdie maand, ek weet nie hoe gaan ek survive nie. Eintlik is ek nie 'n survivor nie, ek is 'n oorwinnaar. Amen. Maar ek het net daai net by die Here sê, Here, hoe gaan ons hierdie maand deur? En die reën daar het gekom. En het aangegaan, en het aangegaan. En weet jy wat? Desember is daar deur. En weet jy wat? Ek het elke aand geheen. Al die skulde is betaal. Ek het nie nodig om benoud te wees. Want God het deurgekom. Januarie lê oop, ons begin Januarie met groot reën. Vir my, met die reën, ek like die reën, ek bid vir reën. Maar koop ys. Reën daar staan my ys stil. En God kom weer. Die Here dra ons weer. So ek sê benoud, Here, maak sommer 2-3 weke nog reën, Here. So wat as dit is? Dis die Here se keuse, dit nie my keuse. Ek hoef nie benoud te raak. Al wat ek moet te doen is die Here te vertrou. Want my omstandighede gaan my nie knap. Dit gaan my nie terugsit dat ek en my nalskou laat daar niks meer oor is. En almal bel en daai dinge nie. En dit bek hier rondloop nie. En dan kom daai liedjie van Worsie Visser, dit by klank gesig. Mense sê lus vir jou dikbek nie, man. Niemand is lus vir jou dikbek. Ons praat die waarheid, ons praat almal Afrikaans. Hou jy, Jolie, gaan jy nou van nou as ek dikbek is en ek kom nou by jou aan? Jy, Jonathan? Nee, almal sê nee, julle almal stem saam. Maar ons doen dit. Ons gooi uit tantrums. Mense, hierdie jaar lê voor, die Here het 'n plan hierdie jaar met my, met jou. Met jou, Jolie, Marlene, Louis, die Here het 'n plan. Maar ek wil nie hê ons moet so aangaan soos wat ons aangaan het verlede jaar nie. Hierdie jaar wil die Here meer waarde in jou hê. Binne in jou siel hê. As hy jou op die weegskaal sit, moet hy kan sê, jy's myne. Jy's myne. Jy's nie lig bevind nie. Daar's gebed in jou. Daar's woord in jou. Sy gees is in jou. Daar's loof en prys in jou. Kom aan. Ek dink hier is 'n amazing stuk wat die Here my gee. Dink jy nie so nie? Kyk, terwyl jy nou sê amen, kom ons bly hom in die Ou Testament. Gaan na die boeke van Spreuke toe. Die heel eerste boek. Dis beteken voor in Spreuke.
Louise het volgende oor gepraat. Wend julle tot my teregwysing. Dit beteken wanneer jy verkeerd gedoen het, en die Heilige Gees sê vir jou, maak reg. Vergewe. Let go. Moenie opblaas nie. Moet jy dit aanvaar. Hier sê die Bybel vir jou. Wend julle tot my teregwysing. Dan laat ek my gees vir julle uitstroom. Hoor wat sê die woord? Dan sal ek my gees vir julle laat uitstroom. Wow! Wil ek my woorde aan julle bekend maak. Dan kan die gees van die Here in ons wees. Die gees van die Here kan sy woorde in ons bekend maak. Die gees van die Here kan opgeword, soos jy nou aan my gesê het. Jy het woord gekry. Ek het Jolien het gepraat. Gaan nie vir julle sê waaroor het ons gepraat, ek vertel vir julle. Want die Bybel sê die Here gaan vir jou woord gee. Die Here gaan dit doen. Sy gees gaan dan in jou wees. Maar jy moet luister na sy teregwysing. Jy moet luister wat hy sê. Jy moet luister wat die Here sê. Kom, ons gaan hierdie jaar gaan 'n amazing jaar wees as ons net luister. En ons soek die Here met ons hele en julle yes, ons julle siel. Die Here is vir ons uit 'n hoopvolle toekoms. Daar's groot dinge wat op pad is, man. Jy gaan begin werk. Ek weet daai deure gaan. Ek gee nie om wat die government sê nie, ek gee nie om wat personeelplekke sê nie. Ek gee om wat God sê. As die Here kan sê, laat daar lig wees, dan sal hy dan kan hy sê, laat daar lig wees. Ek weier om te aanvaar. Want God het die laaste sê. Nie ons regering en die mense en goed. God het die laaste sê. Ek bid saam met hom. Dis kom ek dit vir jou noem, dat julle ook kan bid vir hom. En julle daar by die huis op. Want ek weet die Here het 'n plan met jou. Hy het nog by 'n plan. Die Here gebruik hom nou net vir oggend hierso in hierdie preek. Want daar's nog iemand daar buite wat sit met die Here kom nie vir my deur nie, wat sukkel om werk te kry. Jy moet vanoggend luister wat sê die Here. Daar's hoop vir jou. Moenie sê jy bid teen 'n muur vas. Moenie sê jy bid teen 'n plafon. God kry nie weg nie. Daar's soveel mense wat dit sê. Voordat jy dit sê, gaan kyk eers hoeveel waardig is jy voor die Here. Hoe aanbid jy? Hoe loof en prys jy? Is jou aanbidding, is al waarde in. Hierdie afgelope ruk het ek so lank gepreek oor die kinders. Die kinders is so mooi saamgewerk wat ek gesê het. Ons lyk soos standbeelde. As jy standbeeld is jy daar's geen waarde in 'n standbeeld. Ty wanneer jy agter kleinkinders groot word, dan sê hulle, wie is daai oom? Het die koeie gemelk op die plaas. Want wie worry oor 'n standbeeld? Die agter kleinkinders worries nie meer daaroor nie. Vir ons, is ons erfenis. Maar dan moet waarde wees. Hulle sal nie net 'n standbeeld oprig nie. Dan moet 'n waarde wees om daai standbeeld op te rig. Om dit te herdenk. Sodat ander kan sien. Ander kan onthou. Kom aan mense.
Kom aan. Maar ons gaan nou preek oor die standbeelde. Kom ons gaan terug na die boeke van Jesaja. 53. Jesaja 53. Wow, Here. Ja, ek wou sê, ek kan nie nou persoon hoe pas hy nou in. Ekskuus. OK. Ek wil nou net sê, hy het die besluit gekom, waarvan ek nie weet nie. Ekskuus. Dis word nou ewesklik so stom geraak het. Maar hy hele plek daar so by Spreuke 1. Kom ek doen nog gou. Spreuke 1 vers 20 op. Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die plein. Weereens is dit 'n geroep na God. Weereens, jy kan nie fluister. Jy moet uitroep na die Here. Jy moet uitroep na die Here. Want hy is die enigste een wat jy kan hoor. Jou verlange moet wees in die Here, saam met die Here, vir die Here. Halleluja. Tot die onthou my tot. Amen. Ja, prys die Here vir hierdie woord. Dan gaan ek afsluit met Efesiërs 3:20. Dis was dan net daar, dis Efesiërs. Kom ons blaai almal saam. As ek nie alleen met daar wat stadig is. Efesiërs 3:20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Prys die Here. Here. So wat sê dit vir ons? Ons gedagtes, ons begeertes kan nie kom wat God vir ons instoor het. Ek en jy het nie 'n idee wat die Here vir my en vir jou kan doen nie. Hierdie sê 2026. Ja, wat kan ek kry? Gaan 'n amazing tyd wees. Ver bokant wat ons kan bid of dink. Ver bokant. Of wat jy ooit kan. Excuse? Yes. Of wat jy ooit aan gedagte kan wees. Of dat die Here kan vir jou bo jou verwagtinge vir jou gee. Ver bokant. Vir jou op my sis. Ver bokant. Dit gaan die jaar van die Here wees. En ek hou dit aan sit. Dit gaan die jaar van die Here wees. Ver bokant wat ek en jy ooit kan dink. Onthou net een ding, baie mense raak moedeloos na die tweede week in Januarie. Die derde week het hulle nuwejaarsvoorwense verloor. Want toe is dit Januarie. Ja, okay. Maar toe Desember aangebreek het, sê ek, Here, hierdie jaar is op nie verby. Toe ek nog steeds pas aan my nuwejaarsvoorneme. En Desember, binne in Desember maand. Jy kan nie die droom wat jy het, die gedagtes wat jy het, laat gaan. Want God het nog nie gesê, is oor. Jy moet daaraan vashou tot die laaste dag van 2026.
Jy sal moet vashou. Toe nou die aand vir Jolien sê ek vir haar, daar's een ding wat ek geleer het uit die gemeenskap. Een ding. Nie kyk hoeveel mense en kliënte ek het nie. Dis waaroor my en al gesprek gaan. Sê ek vir haar, daar was 'n tyd waar daar niemand was. Maar die Here het my daar uitgehou en het my gesê, jy sal aangaan. Jy sal uithou. Ek kan nie opgee nie. Amen. Ek kan nie, as die vyeboom nie bot nie, sal geen beeste in die krale, sal geen vrugte in die wingerd is, aan die bome is nie. Ek kan nie daarna kyk nie. Ek stel nie belang daarin. Want God kan vir my ver bokant gee. Moenie kyk na daai omstandighede, maar om uit te hou. Kan jy onthou, ek het jy gepraat oor die uithou. Jy moet uithou. Dis nie altyd maklik nie. Vra vir Johnny, vra vir Louisa. Dis nie altyd maklik nie. Partykeer druk aan daai omstandighede jou in trane in. Vra my, ek was daar gewees. Paul toe ons weggekry het toe die man geklop het vir sy huur. Dan sê ek vir Annetjie, is jou beurt. Begin sy te huil. Sê ek vir nee, is nou my beurt om te huil by die Here. Ek gaan nou by die Here, ek gaan nie deur op maak nie. Die Here het ons al deurgepad. Mense, maar is om uit te hou. Waar is ons vandag deur om uit te hou? Ons is al so ver dat ons nou al op die lig is. Ons het kom saam. Ons bid vir siek mense. Ons het praise and worship. Ons het getuienis aan. Ons het praise and worship. Ons het weer 'n praise and worship. Ons doen great op die kom saam platform. Daar sit Jody. Sy kan vir jou sê. Ons laaste een het bo ons verwagting gekom. Want ek het dit nie eens verwag nie. Toe sê sy vir my. Dit was ver bo wat ons verwag. Dit was Vrydag aand gewees. Ja. En daar's soveel. Facebook sê vir my. En ek vir Louisa sê Vrydagoggend toe sê vir my 50% van my is followers. En 50% is non-followers. Wat bygekom. Maar dit is alles op die platform van Kom Saam. Dis nie my platform. Die Here het gesê hy sal dit groot maak. En ons hou vas daar. En dit is hoe jy moet wees. Al gebeur dinge nie, moet jy kan uithou. En ek gaan nou afsluit. En as jy gedaan is, en jy moederloos is, partykeer is dinge te veel is. Kry vir jou vriende. Kry vir jou iemand wat saam met jou kom. Iemand wat jou aanmoedig. Iemand wat vir jou sê, luister ons punt, ons weet wat. En die Bybel sê die een sluit ja. Kom aan, ons gaan hierdie jaar in met groot vreugde. Ek het 'n groot verwagting. Ek weet Jonathan net al. Hy het al my vertel dan al iets van tot Junie maand toe sê Jonathan sal later gesels daaroor. Hy het die hele beplanning al vir my uiteengesit. Die kind het 'n groot verwagting. Amen. Dit sal gebeur. En hy's besig met sy gedagtes. Sy ma sê ook hy's besig. Maar dit is die Here wat hom besig. Maar wat ek vir jou sê is, kom, ons kry 'n verwagting. En ons hou aan. Kom. Ons is nie oor, ons is nie losers. Halleluja. Prys die Here. Wie sing uit na 2026? Amen. Halleluja. Nie jy nie. Well, okay.
Sy het geweet ek gaan haar eers gevra. Nee, Johnny. Hy prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Ek wil net, luister nie na my stem nie, luister na die woorde. Hoe kan ek wil omdraai, as die Here so lief is vir my? Hoe kan ek wil omdraai, as die Here so lief is vir my? En daai ou koortjie is so diep in my hart vanmôre, terwyl ons hierdie woord na luister. Hoeveel keer val ons nie die Here nie? Maar ek kan nie omdraai nie. Prys die Here. Maar die pad vorentoe is korter as die pad agtertoe. En Here, vanmôre wil ons sê opnuut, dat ons sal vashou tot die einde toe. Dat dit U genade en die krag is, wat deur ons werk in ons geplaas word, om te vertrou op die woord van die Here, en dat ons nie sal omdraai nie. Ja, Here. Maar dat ons sal vasstaan, dit wat U vir ons gee, elkeen het sy eie roeping, maar saam bevorm ons 'n liggaam van Jesus Christus. En die pinkie kan nou nie sonder die klein twintjie nie. En die verstand kan nie werk sonder die hande, die voete en die bene nie. Elkeen is in hierdie gemeente het ons nodig. En hulle het ons nodig. En ons moet committed wees om God te dien. Daar moet niks wees wat ons weghou nie. Ons beplanning moet wees soos Jonathan op datum wees met God. En dat ons sal beproef verklaar sal word deur Jesus Christus om elke vyyandsmag teen ons te oorwin in Jesus naam, sonder om te draai, sonder om moeg te word, maar dat ons volharder sal wees in Jesus Christus se naam. Gaan saam met elkeen in hierdie week, Here, dat hierdie woord diep in ons harte geformeer sal wees, sal uitleef, en dat ons Jesus Christus elke dag mee sal opstaan en gaan slaap, dat U ons begin en ons einde van die dag sal wees. Seën elkeen, Here, waar hulle beweeg, wees U hulle beskerm, Heer. Sluit hulle in van voor, sluit hulle in van agter en van die kante af, dat niks hulle sal weerhou om die werk van die Here voort te sit nie. In Jesus se naam. Amen. En amen. So ons kan uitsien na 2026. So van my kant af gaan ons nou sê goodbye. Julle moet nou 'n geseënde wonderlike dag hê. Onthou vanaand het ons kom saam op die platform. Dis om 7:00. So ja. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en van my kant af, shalom. Goodbye julle.